Dit wat die hele aangeleentheid op die voorgrond geplaas het, was natuurlik die aankondiging ten opsigte van grondonteiening en natuurlik die aanbod wat gemaak word deur die Trump-regering om Afrikaners in Amerika as vlugtelinge te ontvang en hulle te help om dan te hervestig in Amerika. En dis 'n aanbod wat vele mense waarskynlik sal aanvaar. Ek dink ons sal ongeveer so om en by 100,000 mense in die proses na die FSA verloor. Dis wat aandui as mens kyk na die belangstellings wat tans daar heers. Maar nou moet 'n mens baie mooi gaan kyk, hoeveel mense het gesê nee, ons stel nie belang om ons eie land te verlaat nie. Ons toekoms lê vasgegiet in Suid-Afrika. Nou wanneer ons sê ons is vasgegiet in Suid-Afrika en ons besef dat die regering op die verkeerde koers en pad is ten opsigte van hoe die boere in Suid-Afrika hanteer word, aan die groot hoeveelhede misdaad wat die plaasvind, dan moet ons besef dat as ons dit herstel moet word, dan sal ons bitter baie opofferinge moet maak. Sekere groeperinge het vir ons gewys, hulle staan agter die ANC, al is hulle veronderstel om die boere te ondersteun, maar staan hulle eerder agter die ANC teen die Trump-regering. En as jy diep gaan kyk, dan gaan dit alles oor handel en dit gaan oor geld.